Wat gee jou sekuriteit? Wat laat jou veilig voel? Ek dink elkeen van ons sal 'n ander antwoord daarop gee. Maar een van die redes waarom ek glo, is dat ek glo dat ek in Christus 'n vreemde soort sekuriteit vind. Iets wat anders is as die sekuriteit wat ander dinge my bied. En dit is waaroor ek vandag met jou wil praat, oor die sekuriteit wat ons in Christus vind. En daarom bid ek dat hy wat die goeie herder is, hy wat sê dat hy die deur vir die skape is, dat hy ook vir jou die een sal wees wat jou veilig maak in hierdie wêreld, maar wat jou juist daarom lei om die uitdagings en die hindernisse van die wêreld voluit aan te pak. Mag die Here met jou wees. Jesus het toe weer gesê, Amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle. En omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Wanneer Jesus sê, ek is die deur vir die skape, en ek is die goeie herder, dan kan 'n mens baie dinge daarin hoor. Maar ek hoor ook daarin, hy is die een wat die skape veilig hou. Dis tog wat die deur doen. Die deur hou die wolwe buite, hou die diewe en rowers buite, hou die skape veilig binne. Dis tog wat 'n herder doen. Dis wat Jesus sê hy as herder doen. Hy gee sy lewe om die skape te beskerm teen die wolwe. Hy is die een wat ons veilig hou. Hy is die een wat vir ons sekuriteit gee. Sekuriteit is 'n diep behoefte by elke mens. En daar's verskillende soorte sekuriteit. Daar's fisiese sekuriteit. Ek dink as ons die woord hoor deesdae, dink ons amper dadelik aan die wering en aan alarmstelsel en sulke tipe van goed. Die goed wat die rowers moet buite hou en wat ons hier binne met ons goed veilig moet hou. Daai soort sekuriteit. Maar daar is ook werksekuriteit, finansiële sekuriteit, voedselsekuriteit. Die goed wat vir jou sê, jy het dit wat jy nodig het om te oorleef, het jy op 'n betroubare, op 'n voorspelbare en 'n volhoubare manier, sodat jy veilig voel. Jy voel nie, maar ek gaan dalk môre niks hê om van te lewe nie. Daai sekuriteit is ook vir mense belangrik. En dan is daar emosionele sekuriteit, want ons weet ook almal, jy kan hoë mure hê, en jy kan dalk 'n vol spens en 'n vol bankbalans hê, en tog hier binne in jou angstig wees, omdat jy nie emosioneel veilig voel nie. En emosionele sekuriteit het veral te doen met die verhoudings waarin jy is, het te doen met hoe jy die lewe ervaar, maar ook hoe jy binne in jouself oor die lewe en oor jouself voel. Of jy veilig voel in jouself. Want jy kan menslik gesproke 'n wonderlike lewe hê en tog onveilig voel in jouself. Nou, wat bedoel ons as ons sê ons vind sekuriteit in Jesus? Bedoel ons dat jy daarom kan vertrou dat Jesus sonder meer vir jou beloof dat jy finansiële sekuriteit, fisiese sekuriteit, emosionele sekuriteit en al daai goed gaan hê? Dis baie duidelik dat dit nie die geval is nie. En een van die redes hoekom dit nie so is nie, is omdat ons verhouding met sekuriteit eintlik 'n baie moeilike een is. Aan die een kant het ons sekuriteit nodig om te lewe. Geen mens kan aanhoudend lewe met bedreiging en gevaar en met trauma nie. Ons het sekuriteit nodig om te kan lewe en om te kan floreer. Maar baie keer raak ons verhouding met die dinge wat ons veilig laat voel problematies, en dit kan op 'n paar maniere gebeur. Die eerste is dat jy dalk jou sekuriteit vind in goed wat nie regtig vir jou goed is nie. Dink maar byvoorbeeld aan iemand wat die sogenaamde retail therapie doen. Sit dalk met finansiële probleme, en elke keer as ek bewus raak van my finansiële probleme, wat doen ek? Ek gaan koop maar weer, want koop laat my beter voel. Koop troos my, dit laat my veilig voel. Maar hoe meer ek myself troos op daardie manier, hoe erger raak my finansiële probleme. So baie keer soek ons veiligheid of sekuriteit in dinge wat nie regtig vir ons goed is nie.
'n tweede probleem is, dat 'n mens baie keer ook jou veiligheid kan soek in dinge wat jy moet beskerm, maar daai selfde goed maak jou eintlik bang. Want hoe meer jy vashou daaraan om jou te beskerm, hoe banger raak jy om dit te verloor. Dink maar aan iets soos finansiële sekuriteit. As jy vir jouself sê, my sekuriteit lê in geld, en hoeveel geld ek het, en hoe voorspelbaar my inkomste het, en ons weet almal finansiële sekuriteit is belangrik. Maar as jy jou sekuriteit, jou lewenssekuriteit daarin soek, dan beteken dit op die ou end dat jy lewe met die onderliggende angs, sê nou ek het te min geld, sê nou my geld raak op, sê nou my geld word gesteel, sê nou maar. En eintlik word jou angs al hoe meer jy jou sekuriteit probeer vind in jou finansies. So die goed wat jy moet veilig hou, kan ook die goed wees wat jou bang maak, omdat jy bang is om dit te verloor. Het kan ook gebeur dat die goed waarin jy sekuriteit vind, eintlik jou lewe begin inperk, dat dit jou lewe klein maak, dat jou sekuriteitsmaatreëls amper van jou huis sê nou maar 'n tronk kan maak. En as jy bang raak om uit jou huis uit te gaan, dan word jou huis vir jou 'n tronk en jy sit hier agter tralies en jy voel miskien veilig in jou huis, maar die oomblik wat jy dit buitentoe moet waag, dan voel jy diep onveilig. En so word jou sekuriteit 'n tronk. En dit wat kan gebeur met fisiese sekuriteitsmaatreëls, kan gebeur met ander goed ook. Dat ek letterlik aan bande geleef word. Sê nou ek is bang om te waag. Nou kyk ek na die lewe en ek sien hindernisse en ek sien uitdagings, maar ek dink ek is nie opgewasse, ek is nie sterk genoeg daarvoor nie, en ek wil liewer veilig speel, ek wil in my veiligheidszone bly, dan perk dit my in. En hier is nou die knoop, dit is wat ons verhouding met sekuriteit so moeilik maak. Geen sekuriteit beteken dat die lewe onleefbaar raak. Te veel sekuriteit, 'n oormatige beheptheid met sekuriteit, maak ook jou lewe onleefbaar. Dit perk jou so in, dat daai sekuriteit nie net later jou tronk raak, maar kan jou grafkelder raak, want jy sit hier binne, jy probeer jouself veilig hou, maar jy het al die dinge wat die lewe opwindend maak, wat die lewe die moeite werd maak, die uitdagings en die hindernisse en al die goed, nuwe ontdekkings, nuwe ervarings, dit het jy alles uitgesluit omdat jy veilig wil wees, en dan leef jy nie meer reg nie. En dis hoekom Jesus nie sonder meer net ons behoefte aan sekuriteit kom vervul nie. Wanneer hy praat oor homself as die deur, en wanneer hy praat oor homself as die goeie herder, ja, dan beloof hy vir ons 'n sekere soort sekuriteit. Maar ek wil amper oor sy sekuriteit dit sê, wat hy later ook in Johannes 16 oor sy vrede sê, my vrede gee ek julle, nie soos die vrede wat die wêreld gee, gee ek vir julle nie, maar my vrede. Ek dink Jesus sal ook vir ons wil sê, my sekuriteit gee ek vir julle, ja. Nie die sekuriteit wat die wêreld julle bied nie die sekuriteit wat julle miskien soek nie, maar my sekuriteit. Dink 'n bietjie oor die beeld van 'n deur. 'n Deur sluit 'n mens om jouself veilig te hou, om die diewe en rowers binne te hou, en om jouself buite te hou en jouself binne te hou. Maar Jesus praat oor die deur nie soseer as iets wat afsluit nie, maar hy praat oor die deur wat toegang gee. Hy sê, julle sal deur my ingaan en julle sal gered word. En daarmee bedoel hy, julle sal ingaan in die liefde van die Vader. Deur my gaan julle in die liefde en die genade van die Vader in. Word julle aangeneem as deel van God se huisgesin. Word julle aangeneem as kinders van God. Gee ek julle die reg om kinders van God te word. So deur my word julle deel van God se huisgesin. En julle ervaar daar die sekuriteit dat God vir julle is, dat God vir julle liefhet. So die deur is 'n toegang tot daardie dieper sekuriteit, dat ek geliefd is, 'n geliefde van God, en dat God my, soos hy bietjie later in Johannes 10 sê, vashou in sy hande, en dat God my nie uit sy hand sal laat val nie. Maar Jesus praat ook van die deur as 'n uitgang, dat jy uitgaan, buitentoe en wyding vind, dat ons ook uitgestuur word in die wêreld. So, met hierdie sekuriteit in my hart, hierdie sekuriteit in my geloof, dat ek 'n geliefde van die Vader is, dat ek in die hand van die Vader is, en dat niks my uit die hand van die Vader kan ruk nie, word ek nou in die wêreld ingestuur. Die wêreld met sy hindernisse en sy gevare en sy probleme, om daar voluit te gaan lewe, as iemand wat my sekuriteit in God vind, as iemand wat my sekuriteit in Christus vind. Op 'n ander plek in een van die ander evangelies sê Jesus, kyk, ek stuur julle soos 'n skaap, soos skape onder die wolwe in. Hy sê in Johannes 20 ook, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En hy sê dit terwyl hy vir hulle sy wonde gewys het, hoe hy seer gekry het as die een wat gestuur is deur die Vader om sy liefde aan die kruis te kom bewys. So ek ontvang die sekuriteit van God se liefde, die wete dat ek in God se hand is. Ek word uitgestuur om in die wêreld te gaan lewe.
met God se liefde, om dit te gaan waag, om in hierdie wêreld God se liefde te gaan lewe. En om daarom die lewe in oorvloed te ontdek, as 'n lewe wat nie veilig is in die menslike sin van die woord nie, wat gaan deur die verliese en die winste en die hoogtepunte en die laagtepunte en die positiewe en die negatiewe goed, maar waarin ek steeds weet, ek is 'n geliefde mens wat die roeping het om lief te hê. Jy kry presies dieselfde gedagte wat jy by die deurbeeld kry jy by die beeld van die goeie herder. Natuurlik is die goeie herder die een wat ons beskerm teen die wolf. En vir Jesus is die wolf vir al die bose wat ons lewe wil kom steel, lewensvernietigende magte. En Jesus beskerm ons daarteen. Ons ware lewe, die lewe in oorvloed, hou Jesus veilig. Maar hy is ook die herder wat sy lewe neerlê vir die skape. Nou kan jy dink dat 'n herder wat sy lewe neergelê het, eintlik vir die skape niks meer kan doen nie, vir die skape niks beteken nie, dat hy die skape as dit ware weerloos laat, dat die skape uitmekaar gejaag gaan word, want die herder is nou dood. Maar Jesus sê, ek lê my lewe neer en ek neem dit op, sodat ek vir my skape die lewe kan gee. Sodat hulle kan weet, dat as hulle deur die dieptes moet gaan, ja, as hulle selfs deur die dood moet gaan, dat ek die een is wat my lewe neergelê het vir hulle, wat alles vir hulle gegee het, maar ek is ook die een wat my lewe opgeneem het, ek is die een wat vir ewig lewe, en wat hulle daarom by hulle is, en hulle nie alleen sal laat nie. So die deurbeeld sê vir my, ek gaan in die liefde van die Vader, ek gaan lewe dan, gaan weer uit om met die liefde van die Vader in die wêreld te lewe. Die goeie herderbeeld sê vir my, dat hy wat letterlik deur die dood is en teruggekom het, dat hy by my is, en dat hy my lei deur hierdie lewe, deur die hoogtes, deur die dieptes, en dat hy my nooit sal verlaat nie, totdat hy my by sy bestemming gebring het. En dit is die ware sekuriteit. Dis die sekuriteit wat my die moed gee vir die tye wanneer ek nie fisiese sekuriteit het nie, wanneer ek nie finansiële sekuriteit het nie, wanneer ek nie emosionele sekuriteit tussen mense ervaar nie. Dit is die sekuriteit wat my staande hou en wat my lewe met betekenisvol, ook wanneer ek die ander sekuriteite het, en daarvoor kan ek God dank, maar ek het 'n dieper sekuriteit, die sekuriteit in die Vader se liefde, die sekuriteit in Jesus as die goeie herder wat my lei. Mag jy daardie sekuriteit deur en deur ervaar in hierdie tyd. Kom ons bid saam. O Jesus, troue herder, ek bid dat U ons nou aan die hand sal vat, dat U vir ons sal wys waar U ons wil lei, dat U vir ons sal neem waar U ons wil uitbring. Here, dat U ons nie sal lei deur enigiets wat ons in bo ons kragte versoek, deur enigiets wat vir ons te veel gaan wees nie, maar dat U ons sal bewaar teen die aanvalle van die bose, dat U ons sal bewaar, Here, te midde van die gevare van hierdie wêreld. Maar Here, dat U vir ons ook sal vrymaak van angs, sal vrymaak van die vasklou aan ons klein gemaksonetjies, sal vrymaak van die huiwering om te waag, en dat ons bereid sal wees om as U ons lei, om U te volg waarheen U ook wil met ons gaan, omdat ons weet, by U is die lewe, en U lei ons na die volheid van die lewe. Ek bid dit om Christus ontwil. Amen. Mag Jesus die deur vir jou die vrye toegang wees tot die liefde van die Vader. En mag jy tuiskom in die Vader se liefde. Mag Jesus die deur vir jou die vrye uitgang wees om in hierdie wêreld te gaan lewe. En mag jy weet, waar jy ook al gaan, is hy in jou deur sy Gees, is hy agter jou, by jou, onder jou, bo jou, dat hy jou nooit sal verlaat nie, maar dat hy saam met jou en voor jou uitgaan op jou eie pad die toekoms in. Amen.